Die boek Openbaring wys vir ons hoe God die wêreld gaan herstel. In die laaste hoofstukke sien ons, die boom van die lewe sal weer vir ons beskikbaar wees. Die vloek oor die mensdom sal verwyder word, en ons sal weer by God se teenwoordigheid toegelaat word. Openbaring werk amper soos 'n omgekeerde Genesis. Daarom help dit om eers Genesis goed te verstaan. Dit wys hoe alles begin het. Daniël en Openbaring het iets groot in gemeen: wêreldregerings. Dis mense se pogings om die wêreld self te bestuur, 'n wêreld wat eintlik aan God behoort. Maar God sal uiteindelik regverdig regeer wanneer die tyd van sonde en opstand finaal verby is. Dit is al lank aan die gang, duisende jare. Mense het hulle eie maniere probeer, selfregering. Maar dit het nog nooit werklik gewerk nie. Selfs die beste pogings het gefaal, soms op hartseer en skokkende maniere. Die geskiedenis is vol stories van sulke mislukkings. En dit gaan erger word, tot God se ewige koninkryk kom. Bestudeer hierdie week se les, ter voorbereiding vir Sabbat, 26 April. Hi, baie welkom en dankie dat julle saam ons inskakel vir hierdie week se les. Ons kyk hierdie week na les 4 van 19 tot 25 April, die Nasies deel 1. Hierdie week se geheerteksvers vind ons in Daniël 7 vers 14 wat lees: En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Dis Daniël 7 vers 14. Kom ek lees dit weer. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Daniël 7 vers 14. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n voorreg wat ons het om hierdie lesie saam te bespreek. Ek bid die Here asseblief dat U ons daarin sal seën, ons oë sal oopmaak, ons verstande sal aanraak, ons sal help om die woord te ontvang. In Jesus se naam, amen. Hi, baie welkom en weer eens baie dankie dat julle saam ons inskakel. Ek wil vir Wiets baie dankie sê. Hi Wiets, welkom hierso. Baie dankie dat jy oor Zoom saam met ons hierdie lesie bestudeer. Ons waardeer dit opreg. Dankie Wiets. Baie dankie om David, dit is altyd 'n voorreg om saam met julle te wees. Dit is 'n voorreg om dit saam met jou te kan doen. Wiets, jy het Sondag se les. Gesels met ons. Sondag se opskrif is Nimrod en Nineve. Nou as ons al die pad terug van na Eden toe, is dit 'n ideale tuiste geskep deur God. En toe sonde ontstaan het, toe het God die keuse gehad om die mens uit die tuin uit weg te stuur, weg van die boom van lewe en ten minste van die kou. En buite die tuin moes mens hard gewerk het om hulle self te laat voortbestaan, om te voorsien. En die lewe het al moeiliker geword en ons moes pyn verduur en van ons sweet lewe maak, deur te werk. Ons eerste ouers het vertrou dat die regmatige koning die weg terug na die tuin sou voorsien. En hulle het allerhande offerandes na die hekke van Eden gebring, in gelowige afwagting op hierdie verlossing wat God vir ons kan bring, van die begin af van die gevalle wêreld. Nou hier is 'n stukkie in die les van patriarge en profete, vanaf bladsy 62, wat ek graag vir ons wil lees. Die tuin van Eden het op die aarde gebly, nog lank nadat die mens uit sy aangename wandelweë verban was. Daarheen het Adam en sy seuns gekom om God te aanbid. Daar het hulle opnuut beloof om die wet van God te gehoorsaam. Die wet wat hulle oortree het met die gevolg dat hulle uit Eden verban is. Toe sonde die aarde naderhand soos 'n vloedgolf oorstroom het,
en God besluit het om die mensdom weens sy groot ongeregtigheid met 'n watervloed van die aarde af te verdelg. Het die hand wat Eden geplant het, dit van die aarde af weggeneem. Maar in die uiteindelike herstelling, wanneer daar 'n nuwe aarde sal wees, soos Openbaring 21 vers 1 sê, sal dit met meer luister as in die begin herstel word. En ander mense het egter gedink dat hulle self die oplossings kan maak om hulle probleme op te los. Dis hoe stedelike gebiede nou gebore word en die poging om makliker te lewe, al hierdie vordering van tegnologie is toe nou so om mense se lewe makliker te maak uit die tuin van Eden af. Nou, as ons gaan lees in Genesis 10 vers 1 tot 12, ek gaan nou nie die hele een lees nie, ek gaan lees vanaf vers 7 af, waar dit praat van Nimrod en Nineve. Ek lees vir ons uit Genesis 10 vanaf vers 7 af. En die seuns van Kus was Seba en Avila en Sabta en Rahima en Sabtega, en die seuns van Rahima, Skeba en Didan. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. In die begin van sy ryk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in die land Siniar. Uit hierdie land het hy getrek na Asser en gebou Nineve en Rehoboth en Kalag en Resen tussen Nineve en Kalag. Dit is die groot stad. So hier word daar in die Bybel 'n aantal nuwe politiese sleutelfigure bekend gestel. Dis nou al die name wat voor vers 7 genoem was en wat reg deur die res van die Bybel gevind word en wat Nineve en Babylon insluit later in die volgende verse. Nou, gegee wat ons weet oor die rolle wat daardie stede later sal speel, soos wat Babylon sal speel en so aan, wat kan ons uit hierdie teksverse aflei? Nou, sommige het oor Nimrod gelees en tot 'n gevolgtrekking gekom dat hy 'n edele held is, soos 'n oorwinnende held uit die heidense mitologie. Maar wanneer die Bybel hom beskryf, soos wat dit hier beskryf as 'n geweldenaar op aarde, of 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here, is dit natuurlik nie 'n kompliment nie. Nimrod is groot in sy eie oë, maar in sy eie oë staan hy voor die Here. En hierdie verse wys vir ons dat daar 'n rebellie ontstaan tussen mens en God, soos wat Nimrod voorstel. Hier aan die einde is daar so 'n vraagie wat sê, waarom is die sonde van rebelsheid teenoor God meer subtiel as wat ons sonder om te aarzel besef? Hoe kan ons onsself teen hierdie menslike eienskap beskerm? Die les wat ons hieruit kan leer is dat dit is baie makliker om ons eie wil te volg en myself te oortuig dat dit God se plan is. En daarom moet ons direk en die heeltyd in gebed bly met God en op die Heilige Gees vertrou wat ons die antwoord gee om vorentoe te beweeg. Want dit is baie maklik om te dink dat dit is God wat vir my gesê het om hierdie stap te neem, terwyl dit eintlik jou eie keuse was. En daar kan ons uit die storie van Nimrod ook sien dat ons kan nie voor God wees nie. Ja, soos wat prediker ook vir ons sê, daar's weer wat vir 'n mens reg lyk, maar dit is die weer na die dood. En soos wat die vraag tereg sê, dit gebeur baie subtiel. Want dit is deel van ons natuur om uit te kyk vir die eie ek, om die eie ek te bevoordeel. En daarom moet ons baie versigtig wees. En daarom om Jesus te aanskou op die kruis en te besef hy het dit vir my gedoen, die koning van die konings, die skepper van die heelal, hou 'n mens nederig, laat mens besef, wie ek is eintlik niks nie, my Here is alles. Dis waar. Baie dankie Wiets. Kom ons gaan dan na Maandag toe, 21 April. Abraham word geroep. Nou, Wiets, ek gaan jou vra om vir my 'n paar verse te lees, maar in Genesis
10 vers 5. Lees gou vir ons daar Genesis 10 vers 5. Wat sê dit vir ons daar? Dit lees, uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies. So hierso is waar jy basies kan amper sê waar die begin van die nasies is, toe hulle uitgetrek het en elkeen hulle eie nasie begin het en verskillende plekke in die wêreld begin bewoon het. Wie lees vir ons wat sê dit daarso in Openbaring 14 vers 6, daar praat het ook van nasies, wat sê dit daar? En sê, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan alle nasies en stamme en tale en volke. So hier is nou weer stamme, nasies, tale en volke. En die opskrif van hierdie les is nou juis nasies deel 1. En in Genesis 12 vers 1 tot 9 vra hulle ons moet daarna kyk en dan vra hulle hoekom het God Abraham, later Abraham, uit sy land van oorsprong geroep. Wie lees gou vir ons daar? En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem, en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan, en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek, na die plek Sichem, tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte, soos oos van Bethel, en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant, en daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. Sien, hierso het God Abraham geroep om uit die nasies uit te kom en 'n nasie te skep. Maar 'n nasie nie soos die wêreld se nasies nie, maar 'n nasie wie se koning God gaan wees, wie se heerser en wetgewer God gaan wees en geen menslike koning nie. Juis vir die doel dat die Messias wat beloof is aan Adam en Eva, deur sy geslag sal kom, deur 'n mense wat God herken as hulle koning. Ons het gesien natuurlik op die einde van die dag het dit toe nou nie so uitgewerk nie, want hulle het 'n ander koning gesoek. Die lesie vra vir ons moet ook kyk hierso na Deuteronomium 4 vers 5 tot 9 en dan vra hulle, wat het die Here aan die kinders van Abraham gesê? Die nasie wat 'n vervulling van die belofte was wat God aan Abraham gemaak het. Lees gou vir ons Deuteronomium 4 vers 5 tot 9 asseblief. Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waarheen julle gaan, om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke, wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk. Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die Here ons God, so dikwels as ons hom aanroep? En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie,
en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie. En jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. So hierso het God die volk gebruik as 'n nasie, nie as 'n individuele persoon nie, maar as 'n hele nasie, sodat dit 'n getuienis kan wees in die wêreld, sodat die wêreld kan na hulle kyk en sê, "Wow, wie's hierdie volk? Hulle het geen heerser nie, hulle het geen koning nie. Wie's hulle koning?" En dan gaan mense sê, "Hulle koning is die God, die skepper van die heelal." En so sou hulle dan getuienisse gewees het vir die wêreld en die wêreld na God toe getrek het. En dit was die doel gewees. Nou is hier 'n vraag aan die einde van die dag en dit lees: hoe is dieselfde beginsel deur nie net hierdie waarhede te weet nie, maar dit ook te gehoorsaam op ons as Adventiste vandag van toepassing? Nou juist dit. Die feit dat ons getuienisse moet wees, nie net in wat ons sê nie, maar in hoe ons met mense rondom ons aangaan. Hoe ons lewens getuig van die opregtheid en van die woord van God. Ok Wits, jy het dan Dinsdag 22 April om te ontvang waarvoor jy gevra het. Dankie Wits. Soos dit oorspronklik bepaal was, het Israel nie 'n aardse koning gehad soos ander nasies nie. En na verloop van tyd het Israel begin van hulle geloof afkwyn. En hulle begin hunker na dinge wat ander nasies gehad het. Nou die lesie vra ons moet 1 Samuel 8 vers 4 tot 18 lees. En dan vra die vraag, waarom dink jy die oudstes van die volk die gedagte aan 'n koning aantreklik gevind? En op watter wyse word ons ook slagoffers van soortgelyke versoekings? Ek gaan gou vir ons lees uit 1 Samuel 8 vers 4 tot 18. Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom, kyk, u is oud en u seuns wandel nie in u weë nie. Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel, toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons te rig. En Samuel het tot die Here gebid. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Soos al die werke wat hulle gedoen het, van die dag af dat ek hulle uit Egipte laat optrek het tot vandag toe, dat hulle my verlaat en ander gode gedien het, so doen hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle. Jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle nie hulle die reg van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer. So dadelik sien ons hierso dat Israel het afgekwyn van hulle geloof en hulle wil ook 'n koning hê soos wat die ander nasies het. En toe sê hulle vir Samuel, ons wil ook 'n koning hê. En Samuel gaan toe na God toe en vra vir God, wat moet hy nou doen? En God sê vir hom dat dit is hulle wat nou begeer om 'n ander God of 'n ander koning te hê as wat ek vir hulle is. En hier gee God vir hulle wat hulle wil hê. Ons kan verder lees vanaf vers 10 af. Vers 10. Samuel het toe al die woorde van die Here oorgebring aan die volk wat 'n koning van hom gevra het. En hy het gesê, dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer. Julle seuns sal hy neem en hulle vir homself aanstel by sy wa en by sy perde, dat hulle voor sy wa uithardloop. En om hulle vir homself aan te stel as owerstes oor 1000 en owerstes oor 50, en om sy land te ploeg en om sy oes in te samel, en om sy oorlogswapens en gereedskap vir sy strydwaans te maak. Ook julle dogters sal hy neem as salfmengsters en as kooksters en baksters. En van julle lande en julle wingerde en julle olyfboorde sal hy die beste neem en aan sy dienaars gee. En van julle saailande en julle wingerde sal hy die 10des neem en dit aan sy hofdienaar en sy dienaars gee. En julle slawe en slavinne en julle beste jong manne en julle esels sal hy neem en vir sy werk gebruik.
van julle kleinvee sal hy die tiendes neem, en self sal julle sy slawe wees. En in die dag sal julle roep vanweë jou koning, wat julle vir julle verkies het, en die Here sal julle in die dag nie verhoor nie. So ons kan oplet, soos wat ek nou genoem het, dat ek dink nie Israel het geweet waarvoor hulle versoek nie. Want eintlik verwerp hulle God, want God was in die plek van 'n koning. Hy was hulle koning gewees. Ons kon duidelik die verhouding gesien het van die koning, tussen die koning en Israel. Maar nou verruil hulle dit vir 'n aardse koning, en dieselfde tyd gaan hulle in die leiding van die heidense koning moet leef. En hierdie heidense koning is anders as God. Hy wil alles vir homself hê, soos wat ons in vers 10 tot 18 gelees het. Alles wat hulle gaan doen, moet hulle vir hierdie aardse koning doen. En hierdie aardse koning wil alles vir homself hê. En soos militêre diensplig gedurende die koning se oorloë, in beslagneming, belasting pligtigheid en ander slegte gevolge. En hulle sou ontdek het dat menslike heersers neig om vir hulle self te regeer in hulle eie guns, in plaas daarvan in die welwillendheid soos God dit sou doen. Dan wat nog erger is ook dat hulle keuse permanent sou wees. Israel sou ontvang het waarvoor hulle gevra het. Maar teen die tyd wat hulle besef het, dis 'n swak keuse gewees of 'n agteruitgang was, sou hulle permanent daardeur gebind gewees het. Soos 1 Samuel 8 vers 18 noem, en die dag sal julle roep vanweë jou koning, wat julle verkies het, en die Here sal julle in die dag nie verhoor nie. God het die swakheid van sy volk geken, en hy het al van die begin af voorspel dat hulle 'n aardse koning sou wou gehad het. En God sê nie, ek sal vir julle 'n koning gee nie. Kom ons lees gou Deuteronomium 17 vers 14 tot 20. As jy kom in die land wat die Here jou God sal gee, en dit in besit neem en daarin woon, en dan sê, ek wil 'n koning oor my aanstel, soos al die nasies wat rondom my is, dan moet jy sekerlik 'n koning oor jou aanstel, wat die Here jou God sal verkies. Uit die midde van jou broers moet jy 'n koning oor jou aanstel. Jy mag geen uitlander wat jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie. Hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie, en hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie, aangesien die Here vir julle gesê het, julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie. Hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe. Hy die wet voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou, om dit te doen, sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dae kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. So God het hierdie al gesê voor hulle gevra het vir 'n ander koning. En steeds het hulle nie hierdie veiligheidsmaatreëls gevolg wat God voorgestel het nie. En daardeur kan ons aflei dat na dit het so baie negatiewe gevolge gebeur as gevolg van daardie keuse. Ja, baie beslis. Hoe sê hulle? Pas op waarvoor jy vra. Ja. En nie een van die konings het regtig gevolg wat God voorgestel het daar nie. Ten minste het God gesê, kyk, ek weet julle gaan 'n koning bo my kies. Ten minste laat dit uit julle eie mense uitwees. Laat dit nie van 'n heidense nasie afwees nie. En dan moet julle nie teruglei na Egipte toe nie. Maar geestelik Egipte is daar konings wat die volk teruggelei het en God het hulle kwaadlik geneem daarvoor, né? Baie dankie Wiets vir daardie les. Kom ons gaan dan nou na Woensdag toe. 23 April, die heerser van die heidene. Die heerser van die heidene. Nou, die foute wat
die nasie Israel, wat ons nou van gelees het, begaan het, ongelukkig, is hierdie dieselfde foute wat die vroeë Christenkerk ook begaan het. Jesus waarsku, en hy waarsku baie duidelik, dat die nasie van God, die volk van God, wat 'n unieke nasie moet wees, in die Christen era, nie moet wees of moet maak soos wat die wêreldse nasies maak nie, soos God ook die volk Israel gewaarsku het. En ons lees dit, die lesie vra ek ook, ons moet kyk daarso na Matteus 24 vers 20, Matteus 20 vers 25 tot 28 en dit lees, maar Jesus het hulle en hom geroep en gesê, julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen, maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee as 'n losprys. Nou wiets, as ek kyk na die regerings vandag, as ek byvoorbeeld net kyk na Suid-Afrika se regerings, waar hulle veronderstel is die regeringswerkers of die amptenare van die regering, veronderstel is om ons dienaars te wees, het hulle hierdie mentaliteit van koningskap, van prinskap, en jy moet voor hulle buig, jy moet net respek aan hulle gee, en hulle kom alles toe, en die gewone mens word onder die mat ingeskop, as ek dit so kan stel. En dit is wat gebeur wanneer 'n mens afhanklik raak van sondige mense, want op 'n einde van die dag is dit net sondaars wat sondaars regeer. Maar ongelukkig sê die geskiedenis vir ons, dat die vroeë Christenkerk hier dieselfde gedoen. Toe keiser Konstantin besluit het, hoorie, ek gaan nou 'n Christen word, en Rome is nou 'n Christen nasie, was die Christene baie bly gewees, nou gaan hulle nie meer vervolg word nie, en hulle begin agterkom dat hulle mag kan uitoefen op die keiser. En toe die keiser nader aan sy troon verskuif het, en Rome alleen gelaat het, waar die biskop van Rome, die heerser van Rome geword het, het kerk en politiek vermeng geraak, en die kerk het die politiek gebruik, om die kerk se probleme uit te sorteer, om die kerk se giere en se probleme op te los, of die geveg vir hulle te veg. En dit is waar die groot probleem gekom het. Net soos Israel gedraai het na wêreldse heersers, het die Christenkerk begin draai en opkyk na wêreldse biskoppe en wêreldse predikers, en hulle oog verloor van Christus af, en dit wat Christus gesê het, dat ons mekaar se diensknegt moet wees. Daar's 'n baie groot kontras wat getrek is tussen die paus, wat die stede ingery is, in pragt en praal, in goud aangetrek, op die dierste diere, en Jesus en sy disippels, wat kaalvoete, met stowwerige klere Jerusalem ingestap het. En dit is die groot verskil. Die kerk het stadig baie middele en metodes, gebruike, van die heidense nasies oorgeerf. En so sien ons ook vandag, die vraag word gevra hierso, aan die einde van die dag. Dit sê, op watter maniere kan hierdie selfde versoekings in jou eie kultuur en jou eie gemeenskap die integriteit van jou geloof in gevaar bring? Want wat gebeur het in daai tyd, is die wat getrou gestaan het by die woord van God, was deur die kerk vervolg gewees, deur die gelowiges vervolg gewees, want hulle status en hulle sienings is kan 'n mens amper sê teen gerebelleer, net deur daai mense se leefstyl en die feit dat hulle die waarheid volg, soos wat het gebeur het met die Sabbat. En in die vroeë jare was daar baie mense wat vir hulle lewens geboet het, omdat hulle nie hierdie nuwe Sabbat, eerste dag van die week, wou gehoorsaam het nie. En hier sit ons vandag met dieselfde probleem, waar daar soveel aanval teen ons is, omdat ons die Sabbat hou, omdat ons nie varkvleis eet nie, omdat ons eerder kies om deftig aan te trek, om kuis aan te trek, as om alles te laat uithang, of dik grimering te dra, of baie juwele te dra, dink mense ons is weird. En presies wat toe gebeur het, is ook besig om vandag te gebeur. Deur die kerke word ons aangeval. Weet ietsie wat jy daar wil bydra, voordat ons oorgaan na donderdag toe?
Of is jy reg vir donderdag? Die ding is oom David, dit is so maklik om in die wêreldse versoekings in te val, Ja. want dit lyk altyd so lekker. En veral vir iemand wat nog nie 100% blootgestel is aan God se karakter nie, is dit so maklik om in te val in die wêreld wat hulle dink is 'n beter weg. Net soos wat Israel gedink het, dit is 'n beter weg om 'n aardse koning te hê, want almal het dit en almal is okay. En hulle leef so lekker en hulle rol in die geld en al daai goed lyk so lekker. Maar eintlik lê die skat in die hemel. Amen. En om by God te wees, dit is die grootste ding. Daar's nie iets beters as dit nie. En die oomblik wat ons oë oopmaak en daai raak sien, om net by God te wees, dan gaan hierdie goed te klein wees vir ons om te wil hê. Amen. Amen. Okay, Wiets. Donderdag 24 April, 'n lig vir die heidene. Hierso kom ons by die oplossing van hierdie week se les. Wat God wil hê ons moet doen. Nou, God het nie die nasie van Israel opgerig om die wêreld te verdoem nie, maar eerder om die wêreld te red. Gelowiges wat in harmonie met God leef, bring sy regverdige karakter sterk na vore. Soos Openbaring 14 vers 12 sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Christus bewaar. Nou hierdie wat die gebooie van God en die geloof in Christus bewaar, bring God se karakter mooi uit. En maar die allerbeste voorbeeld wat ons op aarde gehad het, was Jesus Christus. Amen. Dit is die enigste mens wat dit volmaak kon demonstreer. Hy was 'n volmaakte voorbeeld wat harte beslis sou oortuig het, wat God se karakter van lering ook uitgebring het. En dit was nie net 'n plek vir Jesus om te wees nie, maar hy nooi ons uit om ook daai boodskap, om ook God se karakter uit te bring en om ook sy liefde uit te straal, sodat ons ook kan wees of kan doen wat Christus op aarde gedoen het. Johannes 3 vers 16 tot 21 wil ek vir ons lees. Ons ken 16 baie goed. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het. En die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Hier word baie gepraat van werke. En God verlang daarna om die wat die ewige lewe ontvang het deur die genade van God, wat vir ons almal beskikbaar is, verwag hy dat ons hierdie werke moet doen om ander sondaars in die lig te bring. En dit sê duidelik dat sondaars wil nie in die lig wees nie, so dit is 'n moeiliker werk. Ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. Dit is net God wat in ons werk, wat ons sal help om die mense in die lig te bring. Amen. En dit is ook nie net bedoel vir sommige mense nie. Dit is soos Openbaring 14 vers 6 sê, ek het 'n ander engel uit die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, aan alle nasies en stamme en tale en volke. So God kan enige iemand red, en hy kan enige iemand ook gebruik om hierdie alle nasies, tale, stamme en volke na hom toe te bring. Dan Openbaring 18 vers 1 tot 4 lees, en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met 'n groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Met ander woorde, die hele aarde is verlig deur God se heerlikheid.
Met ander woorde, God is in beheer. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onrein geeste en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. So hier kan ons duidelik sien dat hy praat van haar, die kerk, sy volk, om uit die wêreld uit te beweeg en om nie deel te wees van hierdie aardse koninkryke nie, om hierdie heersers van die aarde deel te wees van dit nie. En dit is, oom het nou genoem dat die politieke het met die christelike, hoe kan ek sê, die kerk en staat, ja, het gemeng. En dis baie gevaarlik, want dan, dis wanneer jy van die wyn van haar grimmigheid drink, ja. Wanneer jy deel word. Amen, definitief. Baie dankie, Wiets. Kom ons beweeg na Vrydag toe, 25 April, vir verdere studie. Hulle sê ons moet kyk na Jesaja 44 vers 24 tot Jesaja 45 vers 13. As daar van u is wat nog nie die Sabbatskoolles ontvang het nie, dit is op ons webtuiste beskikbaar, sabbatskoolles.weebly.com. As jy daar klik op hierdie week se les, gaan u na 'n webtuiste toe, waar u die hele kwartaal se lesse in PDF vorm kan aflaai. Dan kan u saam met ons die lessies studeer. Nou, ons het 'n paar vrae hierso, en ons kyk vir vrae van bespreking na 2 vrae. Dit is ons wat 'n paar is. En die eerste vraag is nou 'n lang vraag. Dit sê: toe God sy volk in ballingskap laat gaan het, was dit 'n besondere pynlike oomblik. Abraham was uit die land van die Galileërs geroep om 'n verbondsvolk te vestig, om 'n lig vir die planeet te wees, en nou was hulle in kettinge weggevoer. Gedurende hulle ballingskap het God aan Israel getoon wat kon gewees het indien hulle getrou sou gebly het. Nebukadneser, die hoof van die sisteem, wat totaal teen God gekant was, het tot bekering gekom. Ons lees daarvan in Daniël 4. Aan die einde van hulle ballingskap het God 'n Persiese koning verwek om as 'n tipe van Christus sy volk uit Babylon te bevry en hulle na die beloofde land te laat terugkeer. Kores was nie 'n Israeliet nie, en tog het God hom gekies om die plan van verlossing te demonstreer, terwyl hy God se verbondsvolk na Jerusalem laat terugkeer het. Watter lesse kan ons leer oor hoe God die mensdom sien, deurdat hy mense buite Israel gebruik het om sy doelstellings te verwesenlik? Nou, hierdie is 'n baie belangrike vraag, want God sê in sy woord dat hy het geen behaag in die dood van die goddelose nie. Nou let wel, hy praat van die goddelose. Hy sê maar dat hulle bekeer en dat hulle sal lewe. Dit is juist hoekom God die nasie Israel geroep het, om 'n getuienis te wees vir die nasies. Hulle daarin geval. En toe het God ons geroep, as die Christennasie, nou nie meer letterlike Israel nie, maar geestelike Israel. Nou is ons 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n nasie as van priesters, want wat doen priesters? Priesters preek die evangelie aan ander nasies. En dis wat ons as Christene moet doen. Maar so maklik kan ons val, deur te dink soos Israel, dat ons is spesiaal. God kan net my gebruik, en God kan nie deur iemand anderster praat of iemand anderster gebruik om sy plan van verlossing tot uitvoering te bring nie. En dis nie waar nie. Hier het ons die getuienis van Nebukadneser, 'n harde koning, 'n vreeslike harde mens, wat tot inkeer gekom het. En wat interessant is, toe Jesus gebore is, het daai wyse manne juis gekom uit hierdie area van Babylon,
want die profesie was daar aan hulle gegee gewees, en hulle het meer geglo in hierdie tydsprofesie, as wat die Jode geglo het in die tyd van Jesus. So beslis, die Here kan enigiemand gebruik. As hy deur 'n esel kon praat, kan hy deur enigiemand praat, né? Amen. Iets wat jy wil bysê? Of kan ons gaan na die tweede vraag? Ons kan gaan na die tweede vraag toe. OK, die tweede vraag is ook weer 'n baie lang vraag. Nie hy's kort, maar daar is twee vrae in. Dit sê: ons mag dalk nie in Babylon wees nie, maar hoeveel van Babylon kan dalk in ons wees? Hoe kan ons hierdie probleem raak sien en hoe kan ons dan verander? Sjoe, weet, dit is nogal 'n raakvraag daai, nê? Ja, Ons is miskien in fisiese Babylon nie, maar ek moet sê ons is in geestelike Babylon. Of Openbaring praat van geestelike Egipte waar ons in slawerny is, in die slawerny van sonde, nê? Jy wou gesê het? ja, die Bybel praat van Babylon as die om deel van die wêreld te wees. Met ander woorde, om saam met wêreldheersers te stem, om die groter groep te volg in die wêreld met heidense gelowe en allerhande dinge. Ja. Nou ons kan dalk nie in dit wees nie. Ons kan dalk nie saamstem nie. Maar daar is tog saadjies wat so maklik in ons geplant kan word en kan vlam vat, soos sosiale media. Ek weet ek het baie al gesukkel met sosiale media. Dit vat soveel van jou tyd weg en in jou gedagtes sê dis nie 'n sonde om hierdie video te kyk nie, want dis nie erg of daar's nie vloek in of dit doen nie sonde daarin nie, maar dit vat tyd. En nader word jy soos die mense van wat jy volg. Ja. En dit is wanneer Babylon in ons kan wees. Dit kan so maklik van binne af buite toe groei en dan beïnvloed ons mense ook om ons. Ja, wat interessant is, die duiwel is definitief in beheer van hierdie sosiale media, want jy kan miskien scroll deur videoetjies en dan wys dit gewoonlik die goed waarna jy kyk. Diere, ek kyk gewoonlik na diere, ek kyk na nuus, ek kyk na waar hulle daai mooi klippe opgrawe by die riviere en na die mooi klippe kyk, maar tussenin word daar ander videoetjies gegooi wat die mense aandag trek, wat dan maak, want die Bybel sê what you behold is what you become. En dan trek dit jou aandag en jy kyk gou hierdie video en dit is 'n ou wat baie wreed is en hy neem wraak op iemand en alles. En jy besef nie hoe word dit afgedruk op jouself nie. En so kom Babylon in jou in. En ons het nou net een voorbeeld gebruik van sosiale media. So is daar baie ander aspekte. Die tipe vriende waarmee jy jouself vereenselwig. Nie dat ek sê mens moet mense wat nie in die Here glo vermy nie, maar 'n mense nabye vriendekring moet tog mense wees wat in die Here is en lief is vir die Here. En baie van ons het nie eers daai vriendekring nie. En die duiwel sal geleentheid maak van daardie oopgaping in ons lewens, né? Ek dink die antwoord of my antwoord op die vraag is ons het almal 'n mind shift nodig om ek weet nie wat in Afrikaans nie. Om 'n kopskuif. Dit raak ja, 'n kopskuif. Ja, 'n kopskuif nodig. Om dit raak te sien dat hierdie is nie ons woonplek nie. Ons woonplek is by God. En ons moet heeltyd, altyd smag om naby aan God te wees. En wanneer ons nou gaan lewe asof ons in die hemel is, in 'n heilige plek is saam met God, dan gaan dit vir ons 'n ewel wees om hierdie goed van Babylon in te neem in ons. So. En ja. Dit is so, en ons moet naby Christus bly. Ons moet 'n lewendige daaglikse 24 uur dag verhouding met die Here hê. Hoe meer tyd ons met hom spandeer, hoe meer gaan ons soos hy word. Wiets, baie dankie dat jy saam met ons hierdie les bespreek het. Baie dankie ook aan elkeen van julle wat saam ons ingeskakel het. Ag, druk asseblief die duimsop knoppie, so ondersteun u ons geweldig baie om hierdie programme moontlik te maak.
Die van julle wat ons finansiëel ondersteun, ons sê vir julle baie dankie. Daar kom omtrent so 200, 300 rand 'n maand in. Ons sê baie dankie daarvoor. Dit help ons daarom om die ligtyd te koop, sodat ons data kan hê om hierdie programme te kan uitsaai. As u voel u wil ons graag finansiëel ondersteun, die bankbesonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Wiets, kan ek vir jou vra dat jy vir ons afsluit met gebed asseblief? Kom ons sluit ons oor. Ons hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons uit u woord uit kan bestudeer. Liewe Here, ek bid dat u hierdie boodskap op ons harte sal skryf. Dat wanneer ons nou uitgaan in die wêreld, dat ons nie deel van die wêreld sal wees nie. Dat ons nie dinge van die wêreld sal inneem in ons en dat dit sal groei nie. Ek bid Here dat ons 'n persoonlike begeerte het om nader aan u te wil wees. Ek bid Here dat u woord sal openbaar vir ons en dat die Heilige Gees met elkeen van ons sal werk om ons harte ten volle vir u te gee. Vergewe ons van al ons oortredinge, ons sondes, ons ongeloof en gee asseblief vir ons meer geloof en help ons om ook hierdie lig wat u vir ons gee ook uit te straal met die mense om ons. Dankie Here vir al u genade en u liefde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.